golwe, so die hoofstuk gaan ons eers gaan kyk na klank en liggolwe, eers na klankgolwe. Ok, vir klankgolwe het ons frekwensies, wat is die definisie van 'n frekwensie nou weer? Dit is die aantal vibrasies per sekonde. Nou by vibrasies kan jy ook dink aan die aantal pulse, as het gepraat in graad 10 van 'n puls, of jy kan dink aan die aantal golwe per sekonde. Ok, so dit is frekwensie, daar's hy, frekwensie, of jy kan sê die aantal golwe vir die totale tyd, maar daai formule is nie op jou datavel nie, dis net hoe jy daaraan kan dink, maar frekwensie is 1 op hoofletter T, en hoofletter T is die periode vir 'n golf. Hoe lank is een golf, of hoe lank is hierdie periode? Hy is 45 minute lank as ek reg is. Ok, dan het ons golflengte. Wat is golflengte nou weer? Dis die afstand tussen 2 opeenvolgende punte in fase. En sy simbool is lambda. So onderste bo, met so 'n bietjie van 'n krulletjie, maar jy hoef nie die krulletjie te teken nie. Ok, die so golflengte is die afstand tussen 2 opeenvolgende punte in fase. Nou as ek gou vinnig hier golf gaan teken. Ok, gaan ek 'n paar punte insit, gaan sê A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ok. Hierdie ding lag 'n bietjie. Ek weet nie. Kom ons sê 1 en sê 2, want ek gaan nou nie alles uitspel nie. Ok. Goed, Charles, gee asseblief my 2 punte wat in fase is. Wag, ekskuus, sê weer? Juffrou, dan ons wat die eerste een is. Dis ons A, dan sê ons D en dan C. Ok, sê jy vir my A en D is in fase? Hulle is nie in fase nie. Want wat gebeur volgende met A? Die volgende gedeelte wat nou die golf beweeg nou in daai rigting. So die volgende gedeelte van die golf wat kom, gaan onder toe. So A gaan volgende onder toe. En D gaan volgende op. So hulle twee is nie in fase nie. So nee. Geef my nog 2 punte wat in fase is. A en G is in fase. En daar gee vir jou 1 golflengte. Anke gee my nog 2 punte wat in fase is. C1 en I is ook in fase. Nog 2 punte wat in fase is, Bylin? Ek sien nog 2. B en H is ook in fase. Kyk, so dit is 'n golflengte, is die afstand tussen 2 opeenvolgende punte wat in fase is. Alright. Dan kan jy die snelheid gaan bereken van 'n golf, soos of frekwensie maal met lambda, wat op jou datavel is as ek nou reg onthou. Of jy kan ook sê snelheid is die afstand oor die tyd. Kan jy ook gebruik, nie op jou datavel nie. Of hierdie twee is as jy besig is met klankgolwe, maar as jy besig is met lig, dan verander daai formule daarbo na C is frekwensie maal met golflengte, waar C is die spoed van lig 3 maal 10 to die mag 8 meter per sekonde. Konstante op jou datavel. Ok, goed, so kom ons kyk gou hierso na golwe. Sê nou maar ek teken, so ek gaan nou teken dat my golf gaan daar en daar en daar draai, wil ek sê, en ek gaan hom vat tot by die tweede streepietjie. So hy gaan so maak. Ja, ok. Hoeveel golwe het ek daar, Dian? 1,5. Ok. Nou wil ek graag, Jean-Marie, met hierdie golf wil ek die volume verhoog. Hoe gaan die grafiek of die diagram verander?
So. So. As die volume groter is, volume is gelink met die amplitude. Ja, Andrie, wat in die wêreld is amplitude? So dit is die hoogte vanaf die equilibrium. Okay, so hoe ver hy is vanaf die equilibrium. So volume het te doen met amplitude. So ek moet dieselfde hoeveelheid golwe hê. So daar en daar. Maar hierdie keer moet hy hoër gaan. So hoër en laer en hoër. Okay, so nog steeds 3 golwe. Maar nou maak ek net sy amplitude hoër. So dan Amonai, as ek die volume laer wil maak, hoe gaan hy lyk? Hy gaan kleiner wees. Okay, so ietsie. Hier is die volume is laer. Sjoei. Bless you. Okay, nou wil ek by die volgende ene, wil ek vanaf die hoofgrafiek, nou wil ek, Gina, die toonhoogte, die pitch, hoor maak. So, ek wil nie jy moet so praat nie, maar nou wil ek jy moet so praat. Meer golwe. Wat gaan gebeur met sy volume? Presies dieselfde, né? So nou gaan ek sê reg, hierso sê ek toonhoogte. Hoor, dit beteken die frekwensie moet hoor. Wat beteken meer golwe in dieselfde tyd. So nou gaan ek gaan blikkies. Ek kan nie mooi kykie. Op, af, so. Okay, en natuurlijk nou, as jy 'n laer, teken dit meer golfies. Nee, die brein oorbreek. Okay, en as jy die frekwensie laer het, beteken dan het jy net baie laer of minder golwe. Okay, julle met my? Jy onthou hierdie? Volg weg. Goed, nou gaan ek na bladsy 2 toe en dit is nou die Doppler effek. Ek weet nou nie of ek hierdie veel gesê het, ek het gesê maklikste hoofstuk, moeilikste wiskunde. Okay. Goed, dit sê vir jou, wanneer 'n motor jou verbysteek, hoor jy 'n verandering in frekwensie in die geluid van die motor. Hoekom? Want soos wat hy nader kom, word die golwe saamgepers. Die spoed van die bron, okay, so nou gaan ons praat van bron, en julle gaan hoor, ek praat baie van bron of ek praat van source in Engels, okay? So bron of source, dit is die ding wat die geluid maak. Okay, die bron of die source is die ding wat die geluid maak. Die ambulans wat pieuw, gaan die motor wat ry, of as dit jy is wat praat, jy. Was jy die bron. Okay. Wanneer die spoed van die bron, nie wanneer nie. Spoed van die bron, van die klank, is stadiger as die spoed van klank. Okay. So, jy, sê nou maar, dis 'n motor wat ry. Hoe vinnig ry 'n motor? Sê maar in die dorp. Hoe vinnig mag jy ry in die dorp? 60 wat? 60 km per uur, as ons wil vat na meter per sekonde, is dit gedeel deur 3.6, hoe vinnig is dit? 18, hoeveel? Ek het toch hierdie som gedoen. Nee, ek kan nie doen, nee. 16,67 meter per sekonde. Hoe vinnig is die spoed van klank? 340 meter per sekonde. Okay, so ja, wanneer 'n kar ry en hy is op sy toeter,
ry hy stadiger as die spoed van klank. Okay, so klank beweeg dan vinniger as wat die kar beweeg. Is julle met my? Ja. Okay. Wat jy waarneem is 'n verandering in die frekwensie. Jy neem 'n verandering in die hoeveelheid golwe wat jou oor bereik. Wanneer die bron en die waarnemer na mekaar toe beweeg, is die frekwensie hoër. Hoekom is die frekwensie hoër? Want die golwe word saamgepers, saamgedruk, op een gedruk. Okay, en wanneer hulle wegbeweeg van mekaar af, dan is die frekwensie laer. En hier het ek vir jou 'n prentjie. Kan jy sien, daar is 'n ambulans. Wieu, 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 wieu. En as jy hier staan, dan druk die golwe met mekaar. En ons 'n hoër frekwensie. En as jy hier staan, dan sprei die golwe uit en is die frekwensie laer. En daarom hoor jy 'n ander klank. Okay. Goed. Nou dieselfde ding hierso, presies dieselfde ding het ek hier onder vir jou gesit, maar hierso het ek nou source, listener. Of ons praat van L, staan ook vir luisteraar. So dit is jy met jou oor, of dit is iets wat klank kan opneem. Ja. Ja, maar julle gaan nie daai doen op skool nie. Op universiteit kan jy, maar op skool is dit of die een beweeg of die ander een. Okay. Goed, nou wat hieronder is, ek het vir gesê, hierdie hoofstuk is maklik, maar julle gaan nie goed doen nie want julle fokus. Waar is jou notas? So wees goed. Okay. Hierdie wat hier aangaan is jou verduideliking vir 'n toets. Okay. So dit wat daaronder is hoe jy gaan antwoord in 'n toets of eksamen. As hulle vir jou vra, "Waarom hoor jy 'n bla 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 bla?" Dan gaan jy nou hierdie sinne antwoord. So ek sê vir jou in die diagram, die klankbron beweeg van S1 na S4. So hierso is S1 en dan het hy beweeg in daardie rigting. Okay, so dan gee jy elke keer klankgolwe uit. En produseer golffronte 1, 2, 3, 4 onderskeidelik. Vir luisteraar 1, daar's luisteraar 1, die golflengtes sprei uit en die frekwensie is laer. Daarom is die toonhoogte laer wat hy nou hoor. So daar is dit 3 punte. Golwe sprei uit, frekwensie is laer, daarom is die toonhoogte wat jy hoor laer. Okay, so daar is jy 3 punte as hulle 'n verduideliking vra. As hulle sê jy is luisteraar 2, dan gaan jy sê die golflengtes word saamgepers. Daarom neem die frekwensie toe en daarom is die toonhoogte hoër wat jy hoor. Okay, so dit is die sinne wat jy gaan skryf, maar ons gaan dit nog 'n paar keer oefen. Nou gaan ons somme doen. Okay. Nou as ons by 'n formule kom, moet daar 'n definisie wees wat daarmee saamgaan, die Doppler-effek. Hier is een definisie in die hele hoofstuk, maar dit is 'n onmenslike moeilike definisie. Okay, so kom ons lees hom gou saam en sê. Wat is die Doppler-effek? Dit is die verandering in frekwensie van die klank waargeneem deur 'n luisteraar, omdat die klankbron en die luisteraar verskillende snelhede relatief tot die medium waarin klank beweeg, waarin klank voortgeplant word, het. Okay. Dan gaan ons saam lees weer. Die verandering in frekwensie. So wat is die Doppler-effek? Jy hoor 'n ander pitch, jy hoor 'n ander toonhoogte. Verandering in frekwensie van die klank waargeneem. Hoekom? Deur 'n luisteraar. Hoekom? Omdat die klankbron of die luisteraar 'n verskillende snelhede het tot die medium waarin klank voorgeplant word. Okay? So omdat die spoed van die motor anders is as die spoed van klank. Of die spoed van die pikkewyn se geluid anders is as die spoed waarin klank in water beweeg. Okay, gaan dit ook doen. Okay, dan sien jy, hier is so 'n riller van 'n formule. Ekskuus tog. Okay, kom ons lees gou die formule. Dit is die frekwensie van die luisteraar. So dit is wat jy hoor, daar ander frekwensie wat jy hoor, omdat jy die golwe saamgedruk word of uitgesprei word. Dis gelyk aan die spoed van klank plus minus
oepsie, die spoed van die luisteraar, is die luisteraar besig om te beweeg, is jou kar se alarm afgegaan en jy is besig om na die kar toe te beweeg, dan sit jy spoed, maar as jy stil staan en dan ry 'n ambulans verby jou, dan jy spoed, nou, as jy nou 0 invul. Oor die spoed van klank, plus minus, die spoed van die source, S staan vir source, bron, so is dit die ambulans se spoed, of is dit die spoed van jou kar wat stil staan, kan ook 0 wees, maal met die frekwensie van die source. So daar alarm van jou kar. Wat is die frekwensie? As jy langs daai alarm staan, wat is die werklike klank? Nie wat is die klank wat jy hoor as jy beweeg nie, wat is die werklike klank? Okay. Goed, is al nou goeders. Juffrou, nou hoekom plus minus? Want as jy na om te beweeg, gaan die klankgolwe mos bymekaar tel. Nee, as jy wegbeweeg, gaan hulle uitsprei. So jy moet hang af hoe jy beweeg relatief tot die klank, gaan jy of met plus of met minus. Okay. Nou, maklikste manier om dit te onthou. As die voorwerpe na mekaar toe beweeg. Okay, so moet jy nou fokus. So as die voorwerpe na mekaar beweeg, menende jou kar se alarm gaan af, piu wiu wiu, jy beweeg na die kar se alarm toe, of jy die ambulans se dink gerenne en hy is besig om na jou toe te kom. Of jy beweeg. As die voorwerpe na mekaar toe beweeg, dan het jy 'n plus bo en 'n minus onder. Okay, so na mekaar toe, plus bo en dan 'n minus onder. En as jy wegbeweeg van mekaar af, jy het in die kar ingebreek en die alarm gaan af. Jy hardloop weg die kar af. Jy hardloop weg, kar is op, weg van mekaar. Of die ambulans is al verby jou. Okay, dan is dit 'n minus bo en 'n plus onder. Tja. Okay, hieronder het ek 'n lang storie van die alfabet en wat, maar hierdie een is die maklikste om te onthou. So ek gaan kyk as ek hierdie jaar nie hierdie complicated storie vertel nie, of die kinders dit beter onthou. Okay, kom ons kyk gou hoe dit gaan toepas. Dit sê, 'n trein gaan verby die kondukteur teen 22 meter per sekonde. Die treindrywer blaas die toeter wat 'n frekwensie van 250 Hz het. Watter frekwensie hoor die kondukteur? Okay, kondukteur is die persoon wat jou kaartjie check en check dat alles reg is op die platform van die trein. So, hy het alles gecheck, daar gaan die trein, piep, gaan die trein en die kondukteur staan nog langs aan. Okay, goed, nou vra hulle wat hoor die kondukteur. Infotype. Die trein gaan verby die kondukteur teen 22 meter per sekonde. Wat is dit? Wat trek ek met my vraag? Rikus, wat is dit dat hulle daar vir jou gee? Die spoed van die source is 22. Die treindrywer blaas die toeter, wat 'n frekwensie van 250 Hz het. Amorey, wat is dit? Dit is die frekwensie van die source. Watter frekwensie hoor die kondukteur? So ons soek die frekwensie van die luisteraar. So watter inligting het hulle nie vir ons gegee nie, Ardo? Kyk na jou formule daarbo. Wat het hulle nie vir ons gegee nie? Is twee goed wat nie gegee is nie. Sê weer? VL, die spoed van die luisteraar. Wat is dit? No, want hy staan langsaan. Okay, en die spoed van klank, nou gewoonlik sal hulle dit vir jou gee in 'n toets of eksamen, maar as hulle nie doen nie, gaan jy aanneem 340 meter per sekonde, maar hulle doen meestal van die tyd, of dit gaan die vraag wees om uit te werk. Okay, so ons het, frekwensie van luisteraar is gelyk aan spoed, plus minus spoed van luisteraar oor V, plus minus spoed van source. Ja. Okay. Nou wat hulle die afgelope paar jaar soek, is hulle wil hê jy moet reeds by hierdie formule gaan sê, is dit 'n plus
of is dit 'n minus? So jy gaan hierdie is die een formule wat jy nie net so van die datavel af afskryf soos wat hulle dit vir jou gee nie. Jy moet klaar kies as jy die formule neerskryf. Moet jy klaar kies, is dit 'n plus of is dit 'n minus? Okay, Pieter, sê jy vir ons. Plus, minus, waar, hoe? Hoekom? Hy beweeg weg. So dit is 'n minus bo en dit is 'n plus onder. Okay, nou gaan vul ons in. So ons soek hierdie een is 340 minus 0. Moet jy die 0 invul asseblief doen. Ek sal sien op die memos, wys hulle nie altyd die nulle nie, maar hulle kan nie vir jou punt aftrek as jy die 0 wys nie. En hulle verander elke paar jaar hoe hulle dit soek, so ons is veilig. So is 340 plus 22 maal met 50 en 3 gaan is op het, maar jy vertrou nie vir 3 aan. 3 gaan. Oei, en ek het nou hier so verkeerd aan gedruk. As kies toch? 234,81. En jou eenheid? Hertz. Maak jou antwoord sin. Teruggaan. Hoekom maak hy sin? Hoor hy 'n laer frekwensie as wat werklik afgegee word of 'n hoër frekwensie? Wat word werklik afgegee? Sê jy? 250. Hy hoor laer. Maak dit sin om 'n laer frekwensie te hoor? Ja, want hy beweeg weg van hom af, so die golwe sprei uit so laer frekwensie. OK. Volgende ene. 'n Man seil met sy seiljag teen 35 km/h op 'n dam verby 'n stilstaande boot. Op die boot, hierdie prentjie is chilly. Op die boot is 'n kind wat 'n harmonika speel. Wat is 'n harmonika? 'n big fluitjie. Imagine ons 'n girl in die middel van die dam. En jy self verby. Skemer. Anyway, skemer. Wat 'n noot. Soos jy speel eers 'n liedjie nie. Piepie in my broek. Wat 'n noot met 'n frekwensie van 150 Hz vrystel. Terwyl die man op die seiljag wegseil van die stilstaande boot, kom hy agter dat die klank van die harmonika verander. Okay, goed. Bereken die frekwensie van die noot wat hy hoor. Hier tik nou. Terwyl hy soos wegseil, né? Want hy seil weg. Hy let op terwyl hy wegseil. Aanvaar hy spoed van klank 340 meter per sekonde is. Okay, sien ons gaan 2 somme doen. Nou, kom ons deel maar plaas in 2. Goed. Wat raak ek met vra? Louis Henry, geef my enigiets wat ek in my info table kan insit. Wat is dit? Die spoed van die luisteraar, maar dit is 35 km. Jy het jy is voorbereid. 3.6, het jy sê dit is 3. Wat jy gesê? 9.7. Okay. Goed, en wie geef my nog iets? 150 Hz. Dit is die frekwensie van die source. Mooi. Okay. Jy weer geef my nog iets? Die spoed van dis 340. Die spoed van wat? Klank. En wat se simbool is dit? 4. Spoed van klank is 340. Geef my nog iets, Linden. Stilstaande boot. Wat is dit? Ja maar, so wat se simbool pas by hom? Die spoed van die source. Okay, ek vra dit spesifiek so want dit is wat hierdie moeilik maak is net om by die regte goedjies pas en dan vra hulle natuurlik wat is die frekwensie wat hy hoor. Okay. So ons het frekwensie luisteraar.
luisteraar oor frekwensie. So nou kan jy sien as ek die formule gaan neerskryf, los ek gou eers my simbole uit. OK? Want ek moet dit mooi invul daar. Reg. Reg, het jy iets geantwoord? Nee, het nie. Sê gou, waar is die plus, waar is die minus? Hoekom minus bo? Hy beweeg weg, so dit is minus bo en plus onder. So minus bo, plus onder. Een gaan altyd 0 wees van hulle. So jy gaan ergens of 'n plus 0 of 'n minus 0 of 'n wat. Ek kan wat maak nie saak nie. Deur 40 minus 9,7 oor 340 plus 0 maal met 150. Henk, wat kry jy? En maak jou antwoord vir jou sin. Hoekom? Hy beweeg weg. So die waargenome frekwensie is laag. Mooi. OK, nou vra hulle vir jou, is die noot wat hy hoor terwyl hy wegseil hoër of laer as die noot wat hy gehoor het soos wat hy nader aan die stilstaande boot geseil het en waarom? Wegseil hoër of laer? Charles? Laer, dit is nou B. En hoekom? Want die kontinent is verspreid, dus die frekwensies is dan al. Mooi. So jy gaan sê soos hy wegseil sprei golwe uit. Dis is frekwensie laer en hoër. Hy 'n laer toonhoogte. Juffrou, is dit nou soos daai sin wat ons in Ja, maar toonhoogte en frekwensie is dieselfde dan. Ja. So kom jy aan toonhoogte en frekwensie sit. Jy bevestig net af, so die frekwensie is laer, dis hoor hy laer. Okay, wag.